Ons praat vanaand met u oor tekens van die tye. Daar is al baie hieroor gepraat en baie hieroor gesê, maar ek sal graag vanaand so 'n paar van die tekens met u wil behandel, en ons gaan saam lees uit Matteus 24 vers 1 tot 8. En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek en sy disippels het nader gekom, om hom die geboue van die tempel te wys. En Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. En toe op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op, dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor van oorlog en gerugte van oorlog. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dis nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander. En daar sal hongersnode wees, en pestsiektes, en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Nou as ons kyk na vers 8, dan sien ons, die Here Jesus sê hier, maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. In die oorspronklike taal is die woord wat daar gebruik word, geboortepyne. Nou, papas en mamas wat nou kyk na hierdie uitsending, sal vanaand weet, dat daar 'n sekere draadtydperk is, voordat 'n vrou geboorte gee. Maar wanneer die geboorte naby kom, dan begin die geboortepyne. Eers ver uit mekaar, en dan al nader en nader en nader, totdat die babietjie gebore is. En nou sê die Here Jesus, hierdie dinge waarvan ons nou gepraat het, is geboortepyne. En as ons nou gaan kyk na die tekens van die tye vanaand, dan sien ons dat hierdie geboortepyne begin al vinniger en vinniger op mekaar volg. En in Lukas 12:28 sê die Here Jesus, en as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo, hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. So die koms van die Here is naby, want ons sien hierdie goed gebeur, en vanaand wil ek dit vir u wys. Nou die wêreld sê vir ons, the clock is ticking, countdown to Armageddon. Nou ek het nie tyd om vanaand oor Armageddon te praat nie, ons sal by 'n later geleentheid dit aan u voorhou, die slag van Armageddon, maar vir die wêreld is Armageddon, einde van die wêreld, Judgment Day, die wêreld is verby, een groot ontploffing. Nee, dit is nie so nie, ons sal later daarna kyk, maar die wêreld besef dit, die wêreld weet, iets is besig om te gebeur, iets is aan die kom. En ons wil begin vanaand met ons heel eerste teken, naamlik valse Christusse. Nou as jy kyk na die artikel hierso, die opskrif sê, is Jesus back on earth? Hulle vra die vraag, is Jesus terug op die aarde? En ek wil ook vir u noem, dat baie van die artikels wat ek vanaand gaan wys, en by later geleentheid, kom meeste uit sekulêre tydskrifte en nuusblaaie. Baie min uit Christelike tydskrifte. So die wêreld is besig om daarvan te skryf. En die Here Jesus sê, daar sal valse Christusse wees. Hulle sal sê, ek is die Christus. Daar is sekere ouens wat die mense sê, is dit nie die Christus nie. Hier sien ons, foto, dis nou nie die Here Jesus nie, maar dis die artikel wat geskryf is, en hy sê, thousands of perfectly sane and rational people are giving up everything they own to follow a man who has healed the sick, walks on water, and swears he is none other than Jesus Christ. Hulle sê, Bible experts confirms 22-year-old is performing miracles. Nou ja, hierdie jongman het wonderwerke gedoen, en hy het duisende volgelinge, wat glo dat hy die Christus is. Hier is 'n ander artikel wat ook sê, dieselfde tydskrif wat sê, is Jesus back on earth? Yes, says religious experts, and the end of the world is near. Nou die artikel gaan oor stories we have missed. Jesus lives in Maine. Maine is een van die Amerikaanse state, en hier is nou iemand besig om 'n onderhoud te voer met die destydse Lyndon Johnson. En nou sê Lyndon Johnson, hy sê, the important thing is, we have the boy, verwys nou natuurlik na Jesus, and the Reds don't have a clue where he is. Nou vra die tweede stem wat besig is om met hom te praat, hy sê, but the problem is, we don't know the extent of his powers. En dan antwoord Lyndon Johnson om dan sê hy, you can be sure they make the A-bomb look like a 10-cent firecracker. En hulle sê LBJ approved the safe house plan to protect Jesus from a
assassination. Ek meen dit is lagwekkend. Sy krag is so groot, dat hy 'n atoombom laat lyk soos 'n 10 cent klapper, maar hulle moet hom in 'n safe house sit, om hom te beskerm teen 'n moontlike aanval van die Russe. Maar die tragedie van my is dat mense sluk hierdie goed. Mense glo hierdie goed. Mense loop agter hierdie goed aan. En daar is baie valse Christusse. As jy op die internet gaan, kan jy gaan kyk, talle en talle van hulle. Ons dink aan Lord Maitreya in 1982, in al die tydskrifte reg oor die wêreld, volblad advertensies. The Christ is now here. He will soon be revealed. Weet nie of daarvan eers wat dit nog kan onthou nie. Nou ja, ons wag nou al bykans 26 jaar of langer dat Lord Maitreya hom moet openbaar, maar hy het honderde duisende, wel hy het letterlik miljoene bladsye op die internet. Jy kan gaan kyk daarna. Ons dink aan Sai Baba van Indië. Ek het gesien waar hy tussen mense rondstap, by hulle duisende, vooraanstaande mense. Hulle sit op die grond, hulle soen sy voete, hulle soen sy hande. Hulle sê, he is the Christ. Dis die een wat moes gekom het. Daar's ook Amanji van Indië. Ons dink aan Jim Jones en David Koresh van die FSA, wel hulle is nou dood, maar die mense het hulle gesien as Christus wat gekom het, of Christus wat hier is. Op die oomblik is daar 'n ou in Siberië, met die naam van Sergei Torop, hulle noem hom die Viziaron. Hulle sê, hy is die Christus. En so kan ons aangaan vele andere, deur die eeue heen, en nou ook, wat claim, dat hulle die Christus is. Jesus waarsku ons, hy sê, daar sal valse Christusse wees. Dan 'n tweede teken waarna ons wil kyk, is natuurlik oorloë en gerugte van oorloë. Hoef seker nie vreeslik daaroor uit te wy nie, maar kom ek vir u sê, iets wat u dalk nie weet nie, is dat daar op die huidige oomblik vanaand oor die 50 volskaalse oorloë in die wêreld aan die gang is. Ons sien dit nie elke dag op TV nie, ons lees nie elke dag van alles in die koerante nie, maar as jy die koerante oor 'n tydperk dophou en die nuus oor 'n tydperk dophou, dan sal jy sien van tyd tot tyd is daar berigte van hierdie oorloë wat plaasvind. En dit is besig elke dag van ons lewe. Daar is burgeroorloë, waar mense mekaar uitroei, daar is grensoorloë, waar hulle mekaar gedurig heen en weer oor die grens jaag en skiet, daar is nasie-uitwissings, die Engels noem dit genocides, waar letterlik nasies heeltemal uitgewis is. Ons dink aan die Hutus en die Tutsis hier in Afrika, waar die een nasie die ander een uitwis. So oorloë is aan die gang. Ons dink maar net aan Zimbabwe, dis net oor ons grens. Nou die afgelope paar weke het ons gesien dat mense van die oppositieparty doodgemaak is. 'n Vrou se hande en voete afgekap is en die huisbokend haar na 2 kinders aan die brand gesteek is. Die goedes is besig om aan te gaan. En Matteus 24:7 sê vir ons, want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. En hier sien ons die prentjie van oorlogsveteraan wat voor die withuis staan met honderde kiste uitgepak en sê, war is not the answer. Ja, ons weet, oorlog is nie die antwoord nie, maar die wêreld weet dit nie, want die drang na mag is daar, die sug na mag, en die oorloë is besig om aan te gaan. Ons derde een wat ons nou wil kyk, is natuurlik hongersnode. Nou, die prentjie wat u nou daar sien, is nie geskilder nie. Dis regte mense. Dis mense wat nie kos het of kos kry nie, wat baie naby aan die dood is. As jy kan kyk, daai 2 jong mans wat daar op die grond lê, hulle het nie langer om te lewe nie. En hulle sê vir ons dat 30 miljoen mense per jaar sterf van die honger. Nou is dit baie interessant, daar was vir 'n tyd baie lank
op die TV elke aand was daar 'n uitsending gewees oor Ethiopië en Eritrea en die ander Afrika state waar mense sterf. As julle kan onthou hoe hulle gespot het met die Ethiopiërs wat so maar is, gesê het hulle lyk so spotlode. Tragies, maar dit is so. Maar skielik is dit nie meer daar nie. Het die hongersnode opgehou? Is die hongersnode nou verby, bestaan dit nie meer nie? Nee, dit is nog daar, maar weet jy wat? Die Amerikaners het vir CNN en die ander televisiestasies gesê, ons wil die goed nie op ons televisie sien elke dag nie. So omdat ons dit nie sien nie, en omdat die koerante nie 'n groot opskrifte maak daarvan nie, is dit nie te sê dat dit weg is nie. Bykans 3 miljoen mense per maand oor die wêreld sterf van die honger. Hongersnood is daar en dit neem toe. En u moet tog oplet nou op die TV, in die koerante, selfs in tydskrifte nou, praat hulle van die oorlog gaan nou oor kos en oor water. Wat nou pas verlede week het hulle in die koerante gehad, Suid-Afrika gaan by 2025 nie meer in staat wees om water te voorsien vir al sy mense nie. So iets is besig om te gebeur. Nou is dit interessant, ek het geluister na 'n radio-uitsending eendag, en die praatjie het gegaan oor die hongersnood in die wêreld. En toe die persoon wat die onderhoud mee gevoer het gesê, dit sal $65 biljoen kos. Nou $65 biljoen is 335 biljoen rand. Ek weet nie eens hoeveel nulle is daar agter nie. Maar dit sal $65 biljoen kos om elke hongermens op aarde vir 1 jaar, elke dag van die jaar, 'n voedsame bord kos te gee. En jy sal dalk vir my sê, maar dis verskriklik baie geld, en baie mense het gesê, ja, 65 biljoen, 335 biljoen om elke mens op aarde bord kos te gee. Maar weet jy, die tragedie is eintlik, dat die wêreld spandeer, jaarliks, plus minus, $460 biljoen aan wapens. Ek het dit nie eers verreken na rande nie. 460 biljoen, 5 keer meer as wat hulle hoef te spandeer om elke mens op aarde 'n goeie bord kos te gee elke dag. Oorloë, pestsiektes is ons volgende een. En ons kyk na wat besig is om te gebeur. Vigs is seker een van die grootste siektes wat hierdie aarde ooit getref het. En onthou, vigs is nie meer 'n epidemie nie. Vigs is pandemies. Wat beteken dit? Dit beteken net dat hulle hom nie meer kan beheer nie. Dit beteken net dat dit heeltemal hand uitgeruk het. Ons sien dat siektes soos pokke en witseerkeel, wat veronderstel was om oorwin te wees, wat veronderstel was om uitgewis te wees, weer besig is om terug te kom. En die tragedie is dat hulle nie altyd die regte enstof daarvoor nie, want hierdie goed het gemuteer. Hulle het verander en nou kom hulle terug en nou moet hulle nuwe enstof kry daarvoor om dit te keer. Dit was weg, nou is dit terug. Wat baie mense nie weet nie, is dat malaria is een van die groot doodmakers in Afrika en ook in Suid-Afrika. Duisende sterf van malaria, en dit begin ook pandemies raak, want daar is nie 'n manier om dit te stop nie. Vroeger jare het ons nog beheer gehad oor ons grense, en beheer gehad oor die plekke waar malaria is, nie meer nie. 'n Ander siekte, wat hand oor hand besig is om toe te neem in Afrika, en in die ooste ook, is tuberkulose. Het u geweet dat tuberkulose op die oomblik ook nie meer 'n epidemie is nie, maar ook pandemies is? Kyk 'n bietjie na die advertensies in die koerante. Hoe groot word TB geadverteer? Ons sit met pestsiektes wat besig is om stadig maar seker weer in die wêreld in te kom en letterlik miljoene mense dood te maak. Daar's op die oomblik oor die 100 soorte kankers. Dink net vir 'n oomblikie, hoeveel mense daar in jou familie is, of in jou vriendekring, wat jy van weet, wat vanaand aan kanker ly, of wat besig is om van kanker te sterf. Ons het sopas 'n episode gehad met my dogter. Sy is in Oktober verlede jaar verklaar met leukemia. Sy was nou Januarie baie siek gewees, en so 'n paar weke gelede moes my vrou dadelik vlieg Amerika toe, was sy letterlik ure van haar dood af. Ons dank die Here, duisende gebede in Suid-Afrika het opgegaan, en miskien is u dalk ook van die wat vir haar gebid het.
Ons sê vir die baie dankie, dit gaan baie beter met haar, sy is besig om haar kragte te herwin, hulle het alles onder beheer. Maar nie gedink dat kanker in my gesin sal kom nie. Kanker is een van die groot K-woorde in die wêreld vandag. Luister mooi, net in Suid-Afrika sterf 216, net vroue en kinders, elke dag van die jaar. Dit was op Morning Live op maandag 17 Maart 2008. Ek suig nie die goed uit my duim uit nie. Ek dink nie hierdie goed uit nie. Hierdie is feite, hierdie is werklikheid. Die pestsiektes is daar. Ek wil net weer herhaal, 216 net vroue en kinders sterf elke dag van die jaar in Suid-Afrika. Nog 'n teken waarna ons wil kyk, is aardbewings. En u sien in die koerante, aardbewing in China, aardbewing iewers in die Amerikas, of aardbewing iewerster in Indonesië. Aardbewings is besig om toe te neem. In die 15de eeu is daar 115 aardbewings gemeet. In die 16de eeu was dit 253. In die 17de eeu 378. Die 18de eeu 640. In die 19de eeu 2119. En nou wil ek ook vir u daarin byvoeg, want daar is wat mense wat dit gaan vra of sê, dat die tegnologie het soveel verbeter, dat hulle nou elke aardbewing wat op die aarde is, seismologies kan 'n opname maak daarvan. En hulle weet presies waar hy is en hoe sterk hy was. Maar as ons 'n bietjie verder kyk, dan sien ons, in 1983 was daar 2588 aardbewings op die aarde. 1992, 4084. En die nuutste inligting wat ek het van 1993 tot 2003, dis oor 'n tydperk van 10 jaar, is daar oor die 20.000 skuddings waargeneem. En as u belangstel, kan u ingaan op die internet en gaan tik in earthquakes en u kan vir uself sien dat my syfers eintlik baie verouderd is, want in hierdie laaste 5 jaar het dit hand oor hand toegeneem. My dogter bly in Los Angeles in Amerika, in Californië, en jy kan gaan inklik op Californië, dat daar letterlik elke dag van die jaar, nie minder nie, as 500 trillings net in Californië alleen gevoel word. Nou ons weet, hulle sit op die San Andreas Fault, maar die feit van die saak is, as jy daar is, dan is dit amper soos hier by ons in Carletonville, in daardie omgewings waar die myne is, waar hulle noem dit die bumps, waar daar die trillings is en waar daar die aardskokke is. Dis letterlik, duisende ter duisende nou per jaar. Aardbewings is besig om toe te neem. Dink net vir 'n oomblikie na, die aardbewings wat gerapporteer word. Hulle rapporteer nie meer aardbewings onder 5 op die Richterskaal nie. Want dis nie swaardig nie. As hy eers hier by 6 en plus gaan, dan rig hy skade aan en dan sterf mense en dan stort geboue ineen. So, ons word nie van al die aardbewings gesê nie, dit verskyn nie op die televisie en die nuus nie, behalwe as dit nou 'n groot ene is, wat baie groot skade maak, soos byvoorbeeld daar in China nou die afgelope tyd. Dis vir my asof die natuur ook deur mekaar geraak het en mal geword het. Verlede jaar het die jacarandas by ons in Pretoria, in Zambesi-Rylaan, in die herfs beginne blom. Daai bome is veronderstel om in Oktober maand in blom te gaan. Herfs, toe begin hierdie bome te blom. Ek het foto's daarvan gaan neem. Jy kan maar kyk na hierdie prentjie. Vrugtebome begin blom in die winter. En ek sal nie verbaas wees as u nou, hier in Julie maand, in jou tuin gaan stap en sien dat van jou vrugtebome begin blom nie. En baie mense weet, as daar net 'n bietjie laatryp is al daar die vrugte daarmee heen. Blomsoorte, blom heeltemal uit tyd uit. Die ander aand tydens na diens het 'n vrou na my toe gekom en vir my gesê, jy praat die waarheid, ek het azaleas,
Hulle is heeltemal deur mekaar, hulle blom nou 3 maande voor die tyd. Wat is besig om te gebeur? Is dit die global warming? Is dit wat die mens besig is om te doen aan die wêreld? Ek wil vanaand vir u sê, hierdie is alles tekens wat in God se woord vir ons gesê word, en hierdie dinge is besig om te gebeur. Ons kyk na die vloede en oorstromings in die wêreld. Huidiglik is dit die ergste in mense jeugenis. En nou is dit ook interessant om daarop te let. Elke jaar, die vloede wat kom, dan sê hulle, dis die ergste in mense jeugenis. Nog nooit sulke vloede gehad nie. Hier kan u sien, op hierdie insetsel, hoe dat die wêreld oorstroom word. Ons dink byvoorbeeld wat gebeur het daar in Amerika, hoe dat 'n hele stad letterlik oorstroom en vernietig is deur die storm Katrina, New Orleans. En so sterf duisende en duisende mense van vloede en oorstromings oor die wêreld. Hulle praat van die ergste hittegolwe in mense jeugenis. As ons kyk na die nuus, as dit winter is hier by ons, in Amerika die ergste hittegolwe, in Australië die ergste hittegolwe, in Europa die ergste hittegolwe in mense jeugenis, in die ooste, verre ooste, maak nie saak waar dit ergste hittegolwe. Ek het sopas gesien op 'n nuusberig dat die Noordpool gaan hierdie jaar vir die eerste maal in sy geskiedenis al sy ys verloor. Dink net 'n bietjie aan die implikasies daarvan. Mense, hierdie goed gebeur voor ons oë. Die woord van God is besig om voor ons oë in vervulling te gaan. Ons gaan vanaand hier stop en volgende week gaan ons dan verder met tekens van die tye. Maar ek wil nie nalat, as daar dalk iemand is wat vanaand vir ons kyk, wie se saak nie reg is met die Here nie, en wat 'n behoefte het om met die Here reg te maak, en u kyk na hierdie dinge, ek is nie hier om jou bang te maak nie, ek is hier om jou opgewonde te maak, die koms van Jesus is voor die deur, maar miskien het jy vanaand gebed nodig, dan sal ek graag saam met jou 'n gebed wil doen, en net daar waar jy sit voor die TV, sluit saam met my jou oë, en bid saam met my hierdie gebed. Vader, ek kom vanaand na u toe in die naam van Jesus, en ek wil bely dat ek 'n sondige mens is. Vergewe my sondes, was my in die bloed van Jesus bitter dan die sneeu, reinig en heilig my, ek neem u as my Vader, en ek dank u dat ek weet u neem my as u kind. Gee my krag om u te dien en om staande te bly. En as Jesus kom, ek saam met hom die wolke u tegemoet in die lig sal gaan. Ek vra dit in die naam van Jesus en ek dank u daarvoor. Amen. As u hierdie gebed gebid het, het u saak met God reggemaak. Maar nou moet u 'n keuse maak om aan te gaan en om die Here te dien. As u nie in 'n kerk is nie, kry vir jou 'n kerk waar jy kan aanbid. Gaan dien die Here en maak sy naam groot. Baie dankie en goeienaand. Goeienaand, ons praat met u oor tekens van die tye en ons skriflesing kom vanaand uit Matteus 24 vers 1 tot 8. En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek en sy disippels het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys. En Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word wat nie afgebreek sal word nie. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en sê, vertel ons wanneer sal hierdie dinge wees
en wat is die tekens van die koms en van die volëinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op, dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my naam kom en hulle sal sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dis nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is die begin van die smarte. Ons sien in die 8ste versie, Jesus sê, maar al hierdie dinge is die begin van die smarte. Nou die oorspronklike taal sê, die begin van die geboortepyne. Ons het verlede week daaroor gepraat, so ek gaan nie baie daaroor uitwy nie, maar hierdie goeders is besig om te gebeur rondom ons, en ons het verlede week gepraat oor die eerste 5 tekens van die tyd, naamlik valse Christusse, oorloë en gerugte van oorloë, hongersnode, pestsiektes en aardbewings. En ons het ook gesien dat dit lyk asof die natuur heeltemal mal geword het. Die ergste oorstromings in mensejeugenis, die ergste hittegolwe in mensejeugenis. En vanaand gaan ons kyk na die ergste sneeustorms in mensejeugenis. Ons sien dat in Desember 2006 dit gesneeuw het op die Drakensberge. In die middel van die somer sneeuw dit. En so kan ons rondom ons kyk en hierdie goed waarneem en hoe dat die natuur besig is om heeltemal uit sy kassie uit te raak. Maar nou kom die skeptici en hulle sê vir ons, daar was altyd valse Christusse. Daar was altyd oorloë. Moenie vir ons kom sê dis tekens van die tyd nie, want hongersnode bestaan vir al die eeue. Pestsiektes het ons genoeg van gehad, en nog steeds, en dit kom deur die eeue heen. Aardbewings, daar was altyd aardbewings, en as ons nou sê aardbewings word meer, dan sê hulle, ja, maar die tegnologie verbeter ook so, ons kan meer aardbewings waarneem, maar die aardbewings is daar. Maar kom ons sê vanaand, ons vee al hierdie tekens van die tafel af. Kom ons sê, ons vat hulle en ons gooi dit alles in die asblik en ons sê, ons kan nie daarmee bewys dat die koms van Jesus naby is of dat die Bybel die waarheid is nie. Dan is daar een teken vanaand wat niemand kan weerspreek of ignoreer nie. En dit is ons 6de teken, naamlik dat God beloof Kanaan aan Israel. As ons gaan kyk na die woord in Genesis 15 vers 18, dan sien ons, op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit en het gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land, van die rivier van Egipte af, tot by die groot rivier, die Eufraat. In Genesis 17:8, en ek sal aan jou en jou nageslag na jou, die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaan, as 'n ewige besitting, en ek sal vir hulle 'n God wees. Dit kom uit die woord van die Here. En God beloof daardie land aan hulle. En die wêreld daar buite, nie die kerk nie, die wêreld daar buite, die sekulêre wêreld sê, die grootste wonderwerk van die 20ste eeu was die Jode se terugkeer na Israel. En hier kan ons sien hoe dat hulle besig is om van alle kante te kom. Hulle kom met vliegtuie, hulle kom met bote, hulle reis selfs oor land, kom hulle terug na hulle land toe. Van 70 na Christus tot ongeveer 1948 was hulle letterlik geen volk nie, geen nasie nie, en het geen tuisland gehad nie. Die Jode was versprei oor die hele wêreld. Maar op 13 Mei 1948 was hulle nog niks gewees nie. En op die 14de Mei, toe verklaar die Verenigde Volke Israel weer as 'n nasie, as 'n volk, hulle gee vir hulle land terug,
en skielik is Israel daar. Nou wil ek net ook hier invoeg, deur die eeue heen was daar maar altyd 'n klompie Jode in daardie land, maar hulle het hom nooit geregeer nie. Van 70 na Christus tot 14 Mei 1948. En skielik kom Jesaja 66 vers 8 tot ons. Wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word 'n land op een enkele dag gebore, of word 'n nasie met een slag gebaar? Met ander woorde, waar het jy in jou lewe gesien dat 'n land op 'n enkele dag gebore word, of dat 'n nasie met een slag gebaar word? En dis presies wat Jesaja 66 vers 8 vir ons sê, en dit is wat gebeur daar in Israel. En as ons kyk na hierdie skyfie, dan sien ons Israel met sy bure rondom. Daar's Egipte, Saudi-Arabië, Irak, Iran, Turkye, Sirië, Libanon ensovoorts. Israel besit slegs 1/500ste van die grondgebied van die Arabiese nasies. 1/500ste. Maar hulle wil almal daar die ou klein stukkie landjie hê. Ek gaan nou nie baie daaroor uitbrei nie, behalwe om dan vir u te sê ook dat Israel lê op die presiese middelpunt van die aarde. God se woord sê so vir ons in Esegiel 38 vers 12. En Israel is maar so groot soos die kreurwiltuin. En daardie ou klein landjie lê in die middel van die wêreld, en al hierdie moslemlande en nasies wil Israel verdelg en hom uithaal daar. Ek het nie tyd om daaroor te praat vanaand nie, maar by 'n volgende geleentheid sal ons meer daaroor sê. Die Jode is besig om terug te keer na hulle land, en dit kom 1487 keer voor in die Ou Testament, waar God sê, ek sal hulle terugbring. Amper 1500 keer wat die Here hierdie stelling maak. Jesaja 43 vers 4 byvoorbeeld, omdat jy kostlik is in my oë, hooggeag is en ek jou lief het, daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Vers 5, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af. Die 6de versie, ek sal sê aan die noorde, gee, en aan die suide, hou nie terug nie. Bring my seuns van ver en my dogters van die einde van die aarde af. Israel het vandag ongeveer 6,3 miljoen Jode en is nog steeds besig om toe te neem. Van orals is hulle besig om te kom. Hulle noem dit die Aliyah, wanneer hulle opgaan na Jerusalem. Dit beteken om op te gaan. We are making the Aliyah. Nou sien ons, CBN News sê vir ons, there is no more convincing evidence of the fulfillment of God's prophetic words than the return of the Jewish people to their ancient homeland. And 2006 is no exception. In fact, immigration to Israel is known as Aliyah and it's on the rise. Met ander woorde, hulle is nog steeds besig om terug te gaan. En as jy 'n Joodse baas het of 'n Joodse buurman het, sê maar gerus vir hom, hoorie meneer, jy's op die verkeerde plek, jy moet teruggaan na Israel toe. Want hoe gouer ons hulle daar kry, hoe gouer kan die Here Jesus dalk vir ons terugkom. Ons kyk verder na die 7de teken, en dit is naamlik dat kennis vermeerder. Nou Daniël 12 vers 4 sê, en jy Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek en kennis sal vermeerder. En geen een van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandiges sal verstaan. Daniël moet die boek verseël tot die tyd van die einde toe. En dan sal die kennis vermeerder. En kennis is besig om te vermeerder. Ek is seker daarvan, u sal saam met my stem, as u selfs luister na die predikers en die prediking wat nou aangaan. Nuwe kennis wat ons opdoen, wat mense sê, hoekom het ons dit nooit gesien nie? Wel, die feit van die saak is dit, dat ons nou internet het en ons het rekenaars waarmee ons die Bybel baie vinniger meer kan naslaan en kan deurwerk. Maar die woord van die Here sê, geen een van die goddelose mense sal dit verstaan nie, maar die verstandiges sal dit verstaan. Hulle sê vir ons in 1991, het kennis elke 10 jaar verdubbel. En so 'n paar maande gelede het dit elke 22 maande verdubbel. Jy moet mooi luister, elke 22 maande het kennis verdubbel. En ek het die ander dag het ek gesien dat hulle reken nou dat kennis is besig om elke 8 maande te verdubbel. 80% van alle wetenskaplikes van alle tye leef vandag.
Elke minuut word 2000 bladsye bygevoeg by die wetenskaplike kennis. Let wel, per minuut, 2000 bladsye. En u wat die tik bladsye ken, so 'n pak is ongeveer 500 bladsye. Nou 4 van hulle, elke minuut. Die wetenskaplike materiaal wat hulle produseer, sal 'n gewone man 5 jaar neem om deur te lees. Kom ons kyk 'n bietjie wat gebeur het met Apollo 13, toe hy van koers afgegaan het, die ruimte in. Het die rekenaar 1,5 uur geneem om die koers te korrigeer. 1,5 uur. Dit sou 'n enkele wetenskaplike met 'n sakrekenaar en 'n pen meer as 1 miljoen jaar geneem het om dieselfde berekenings te maak. So kan u sien hoe dat die kennis besig is om te vermeerder en hoe dat dit toeneem, en ek kan baie meer voorbeelde noem, maar kom ons volstaan vanaand daarmee. Kom ons kyk na die 8ste teken en laaste teken wat ons vanaand vir u gaan noem. Daar's 'n toename in astrologie, satanisme, heksery en demoniese aktiwiteite. Nou sê die woord van die Here vir ons in 1 Timoteus 4:1, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. God se woord sê vir ons dat dit sal gebeur. Ons sien ook dat hy sê die kinders sal ongehoorsaam wees aan die ouers. 2 Timoteus 3 vers 2. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en onheilig. Die ander aand op Dr. Phil het 'n meisietjie van 14 jaar, 'n professor van seker ongeveer 60-65 jaar aangespreek, asof sy meer weet as hy. En dis wat besig is om te gebeur. Die kinders vat ons aan, ons as ouers het nie meer antwoorde vir hulle nie, en omdat ons nie antwoorde het nie, los ons hulle maar net, laat Gods water oor Gods akker vloei. En word die kinders al meer en meer ongehoorsaam. Daar is groot probleme in Amerika. Daar is 'n aantal mense wat so groot geword het en wat heeltemal hand uitgeruk het. Ons kyk na die videospeletjies wat die kinders speel. Dit is bloed en geweld, sodomie, pornografie, seks, naaktheid, noem het maar. Ons kinders word gebreinspoel met die mees afskuwelikste grafika wat daar seker op aarde bestaan. En ons ouers laat dit toe. Geef vir hulle maar die videospeletjies, laat hulle aangaan. Ek wil u vanaand vermaan. Gaan kyk wat u kind kyk, gaan kyk waarmee u kind besig is, gaan kyk na die goed waarmee hulle speel. Die duiwel is besig om met ons kinders se koppe te smokkel, hulle is besig om hierdie goed aan die kinders voor te hou, en nou sê 2 Timoteus 3 vers 3 vir ons baie duidelik, mense sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Daar is 'n toename in verdowingsmiddels, alkohol, kokaine, marijuana, ecstasy-pille, crystal meth en nog baie meer. En weet jy wie is die mense wat hulle teiken? Ons laerskoolkinders is die teikenmark. Miskien besef jy dit nie. Toe my seun op laerskool was, 'n Christelike laerskool, was daar mense
wat hierdie verdowingsmiddels aan hulle verskaf het. En daar was kinders, wat sogenaamde runners was, om hierdie verdowingsmiddels te bring. Dit begin alreeds op die laerskool, wat sê nog van die hoërskool, besig daarmee elke dag, en dit klink amper asof ek besig is om hoofberigte uit ons oggendnuusblad te lees. Ek is seker daarvan, u sal saam met my stem, want dit is al wat ons sien, is al hierdie slegte nuus. Ons is besig om baie, baie vinnig op die einde af te stuur. En God se woord gaan in vervulling voor ons oë. Ek het hierdie tekens vir u voorgehou. Daar is nie een van hulle wat u kan weerspreek of weerlê nie. En dis besig om te gebeur. En my vraag vanaand aan u is, het u al Jesus aangeneem as u persoonlike saligmaker en Heer? God se woord is die waarheid. Jy weet, hulle sê vir ons mos, jy kan nie die Bybel glo nie, want die Jode het hom geskryf en die Jode lieg verskriklik. Ek wil vir u sê, daar is geen ander boek op aarde wat so akkuraat is in sy voorspellings. 3,5, 4,000 jaar gelede is van die goed gesê, en dit kom presies net so uit. Ek wil vanaand maan en sê, skik jou om God te ontmoet. Keuse is joune. Ek het my keuse gemaak. Ek het my besluit geneem. Jy moet vanaand jou keuse maak. En weet jy, ek wil aanbeveel, kies Jesus. Dis die beste keuse wat jy kan maak. Sy koms is voor die deur. En ek is nie hier vanaand om jou bang te praat nie. Ek is nie hier vanaand om jou op loop te jaag nie. Ek is hier om u te help. Ek bring hier die boodskap om aan u te wys hoe naby ons is aan die koms van die Here. En kinders van die Here, ek is hier om u aan te moedig. Ek is hier vanaand met hierdie woord om u opgewonde te maak. Jesus se koms is voor die deur. Maranatha. Maar as u Jesus nog nie aangeneem het as saligmaker nie, sal ek graag saam met jou 'n gebed wil doen. Net daar waar jy sit voor die kassie, sluit jou oë en bid hierdie gebed saam met my. Vader, ek kom na u toe vanaand in die naam van Jesus. Ek wil bely dat ek u nodig het. Ek wil Jesus aanneem as my persoonlike saligmaker. Ek wil u aanneem as my Vader, en ek glo u neem my aan as u kind. Was my in die bloed van die lam, witter dan die sneeu. Reinig en heilig my van elke sonde, elke smet en elke verslawing. Vergewe my in die naam van Jesus en ek dank u daarvoor. Amen. Baie geluk. U het Jesus nou toegelaat om Heer van u lewe te word. Lees u Bybel. Bid elke dag. As u nie kerk toe gaan nie, gaan na u kerk toe of gaan na 'n kerk toe waar u die Here kan dien en sy naam kan groot maak. Mag die Here u seën met 'n goeie week. Amen.